So verbeel jou gou self. Manne, ons sukkel soms met verbeelding, maar manne, kom ons doen dit. Verbeel jouself 400 jaar se stilte uit die hemel. Verbeel jouself 400 jaar geen nuwe profeet nie, geen Bybelboek word geskryf nie. God se stem is stil. 400 jaar. Imagine wat gaan met die mens gebeur. Imagine die donkerte wat oor die aarde weer gehang het. Waarmee was God besig? Want dit is wat gebeur het. Tussen die twee testamente. 400 jaar se stilte. Voor daar weer 'n oomblik is waar daar uit die hemel gepraat word met iemand wat genoem is Sagaria. Jy gaan 'n seentjie kry as Johannes, jou vrou Elisabeth. Ek wonder wat het mense gedink. Waar is God? Het jy al so gevoel? Waar is God? Hy is nou stil. Doen hy dan niks? Is hy op verlof? En in daai donkerte, boem, die Messias kom. In daai donkerte word die verhoog vir men die grootste lig ooit. Vanoggend wil ek jou sommer net herinner, soos ons in ons Kersreeks ingaan, soms is God stil, net van jou perspektief af. Maar agter die skerms is hy met soveel meer dinge besig, en jy is dalk bewus van 3 of 4. Hy is besig in daai konteks om alles in geskiedenis so op te stel dat dit die perfekte tyd is, die God gegewe tyd dat daar 'n seentjie in 'n krib gebore word. Jesus. Hy stel als dat daar 'n sensus gaan kom, dat hy's besig, hy's in beheer. En ek wil van julle vanoggend net herinner, miskien voel dit vir jou so. Dis donker, dis stil. En dit word die verhoog waar vanaf die lig baie keer die skerpste skyn. Maar in hierdie donker tyd is daar maar 'n handjievol mense waarvan ons lees. Dis Sagaria, dis sy vrou Elisabeth, dis Josef, dis sy verloofde Maria, dis Simeon in die tempel en dis Anna. Dis omtrent 6 na 10 mense waarvan ons lees in die skrif wat nog wag vir wat beloof is in die Ou Testament. Dis nie al nie, maar dis al waarvan ons lees. Dis donker en hierdie mense sing, hulle bars uit in lof wanneer 'n engel aan hulle verskyn. Of wanneer Jesus in die tempel verskyn, is daar sang wat uit hulle monde kom. Geesvervulde sang. En die boek van Lukas vang al 4 hierdie liedere, in Engels hymns, gesange op. Jy kan dit daar so slide, die volgende een Marshall, die donker ene, en hierdie liedere is soos ligbeams, ligtorings, wat by die see van 'n donker aarde, wat opgaan hemel toe. En hier's die 4 liedere wat jy daar sal sien, en dit kom van die Latyns af, die eerste woord, byvoorbeeld Magnificat, wat beteken glorify, magnify, dis waaroor ons gaan praat, dis Maria se lied. Dan is daar Sagaria, dan is daar die engelekoor, en ons noem ons hele reeks Gloria in excelsis Deo, want dis die een wat die meeste mense ken. As jy iewers in kerk groot geraak het, het jy al hierdie woorde gehoor. En dis die sang van die engele, ere aan God in die hoogste hemele. En dan is daar die Domitus, wat beteken, dis Simon se woorde wat hy sê, nou kan ek maar gaan. Dis basies wat dit beteken in Latyns. Nou dat ek Jesus gesien het, nou kan ek maar gaan. En so, hier's wat ons gaan doen, ons gaan na hierdie liedere kyk en sê, maar hierdie tipe lofsang wat uitvloei uit 'n Christen, hierdie, ek maak sy naam net groot, hierdie wat jy soms op 'n Sondag beleef, dit moet deel wees van ons hele week. Dit moet nie net lippediens wees nie, dit moet van diep afkom. Dis hierdie lofsang wat die duiwel wil steel vir homself. Dis hierdie lofsang wat baie keer in baie Christene se lewens heeltemal ontbreek. Dis hierdie plek waar jy soms op 'n Sondag staan, want ek voel mense kyk vir my, en dan beheer dit my in plaas van wie hy is. Het jy al gevoel? Man, ek onthou ek toe die eerste keer my hande in die kerk opgesteek het. Dit was taaf. So kleintjie.
Dus ek het dit gedoen, trots op myself. Nee, dit was nog nie daar nie. Maar net die ding van oorgee. En dis waartoe die Here ons wil lei. So as jy wil groei in jou aanbidding, ek dink hierdie gaan ons help. En is hierdie tipe aanbidding wat die verlore wêreld nodig het om te sien. So jy kan jou Bybel oopmaak by Lukas 1. En ons gaan lees vers 46 tot 56. Dit is Maria se lied. Luke 1 vers 46 to 56. Ek gaan nou die Afrikaans 2020 vertaling lees. Volg in jou eie Bybel. Dan lees ek vir ons hierdie Lukas 1. So net dat jy weet waar ons is. Sagaria het in die tempel diens gedoen en toe verskyn 'n engel aan hom en sê jou vrou gaan swanger word en hy vra basies hoe is dit moontlik? Sy is al baie oud, sy is kinderloos en van toe af toe is Sagaria stil. Hy kan nie meer praat nie. En daarna word Sagaria swanger. Vir 5 maande hou sy dit vir haarself. Ag, daar sê ek sien wat ek gedoen het daar. Julle weet wat ek bedoel, né? Sagaria het vir my altyd so vroulike naam geklink. Jammer Sagaria, hy is dood, hy hoor nou nie. Maar Elisabeth word swanger, 5 maande hou sy dit stil. Dalk was dit 'n tyd van aanbidding, van dankbaarheid. Ek weet nie. In die 6de maand verskyn Gabriël aan Maria, oor jy gaan 'n seentjie in die wêreld bring. Hy gaan die Here wees. Aan sy koningskap gaan daar geen einde wees nie. Sy sê, hoe is dit moontlik? Sy sê, die engel sê, hoorie, maar niks is vir God onmoontlik nie. In fact, Sagaria, sy vrou, daar amper doen ek dit weer, Elisabeth is al 6 maande swanger. Sy gaan na Elisabeth toe, en in daai oomblik sê Elisabeth vir haar, maar wat is dit wat my so belangrik maak amper, dat die ma van my Here my kom besoek. Johannes spring in haar maag van opgewondenheid, 6 maande oud, en dan bars Maria uit in hierdie lied wat ons lees. Maria het toegesê, my siel loof die Here. My gees jubel oor God my verlosser. Kan jy dit imagine? Na 400 jaar se donker tyd, hierdie. Want hy het die nederigheid van sy diensmeisie raak gesien. Kyk van nou af sal al die geslagte my gelukkig noem, want die magtige het groot dinge vir my gedoen, ja, heilig is sy naam. Dan skuif dit 'n bietjie van persoonlik na, wat het die Here gedoen deur die eeue heen? Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan hulle wat vir hom ontzag het. Dit meen reverent awe, fear. Kragtige dade verrig hy met sy arm, die denke van die hoogmoediges verwar hy. Heersers ruk hy van hulle trone af en geringes verhoog hy. Hongeres versadig hy met goeie gawes, rykes stuur hy met leë hande weg. Sy diensknegt Israel het hy bygestaan, deur sy ontferming in gedagte te hou, soos hy dit aan ons voorvaders beloof het aan Abraham en sy nageslag vir ewig. Maria het ongeveer 3 maande by Elisabeth gebly en daarna teruggegaan huis toe. My siel loof die Here. Dis hierdie prentjie van iemand wat uit die binneste God se naam verhoog, vergroot. Ek dink die Afrikaans is 'n bietjie arm, loof, of dalk is dit net ons begrip van die woord loof, maar dit beteken, van die Engels sê to magnify, to exalt, om op te lig. En is amper hierdie idee van dit is so 'n celebration, dat hierdie persoon spring van opgewondenheid. Wanneer laas was jou aanbidding so? Wat is dit wat Maria beleef, wat sy agterkom, wat maak dat uit haar binneste vloei dit, want soms gebeur dit nie hier nie.
En dan is daar hierdie idee van magnification. Ek wil net vir jou lees wat dit mooi beteken. It's to make someone or something or someone large before the eyes of another. En daarom sien ons hierdie woord verheug. Leap, celebrate, joy. Dis die prentjie van Maria. Dis nie bloot ek sing saggies en dit is meer as aanbidding is meer as op 'n Sondag. Maar is nie net ek is so dankie Jesus, dankie Jesus. Dit was jump, dit was joy, dit was exaltation, dis en van ons introverte soos ek het geen idee waarvan jy praat nie. Reg? Ek kuier laasweek by 'n vriend om die onskuldige te beskerm, sal ons nie sy naam sê nie, maar by Johnny toe kuier ek en hy praat van toe die Bokke rugby gespeel het en hoe hy gejoy het, hoe hy gemagnify, hoe hy hulle sê, come on, hoe hy hulle celebrate. En onder die TV vertel hy was daar 'n klein seentjie by die kas. En elke keer as hy dit doen, dan skrik die chommie verskriklik groot. Want net bo hom is die ding wat Johnny heen skree, sê, well done Bokke, come on. En dis die prentjie van magnification, van exaltation. Johnny is nie besig om die Bokke beter te maak nie. Hy is besig bloot om die getuienis van wat hulle gedoen het groot te maak en hier onder die TV skrik iemand en sê, oom, praat jy met my? O, nie met my nie, maar oor dit. Sien jy die prentjie? Dis wat gebeur wanneer gelowiges exalt, magnify. Ons maak God is klaar groot. Hy het nie dit nodig om groot te wees nie. Maar ander mense gaan so, wat is dit? Kan jy sien die potensiaal van hierdie lof wat Maria het op haar lippe en op 'n verlore wêreld? Die kern van hierdie woordjie is megas. Dis waarvan ons die woordjie kry, megafoon. Van waar af kom hierdie lof? As jy na daai skrif kyk, Marshall, een aan. Ek het vir jou probeer maklik maak. Van waar af kom hierdie lof? Dis nie bloot die sê ding, die sêer, die lippe, die mond nie. Dis vanaf die siel. Dit praat van die diepste innerlike mens. Dit praat van the desire producer. Daar waar jy waar behoeftes vandaan kom, daar waar prioriteite lê, dit kom van daar af. Dis 'n oorvloei van wat hier binne gebeur. Dis dieselfde met die gees. Dis uit die diepste wese. Die gevaar vir ons in 'n kultuur waar baie van ons in kerk groot geword is dat ons aanbidding, en dit is meer as op 'n Sondag, dis die hele week, maar dat dit net lippediens is. Dis net ek doen dit, want almal doen dit, en ons het groot geraak met dit, en ons doen dit nou maar by Sondag kerk, maar dit kom nie van hier af nie. Dis 'n massiewe gevaar vir ons kultuur. Want ons kan dink ons is besig om hom te verhoog, maar die binne gaan uiteindelik oor onsself. Die binne is daar doodsbene hier binne. Daar's 'n evangelie wat sê God kan jou red, maar hy gaan jou nie verander nie. 'n Flou evangelie. 'n Evangelie wat sê hy gaan jou red, maar hy hoef nie die koning van jou lewe te wees nie. Jy kan aanhou doen wat jy wil. Dis 'n massiewe gevaar in Namibië. En elkeen van ons moet die binne kyk en sê, van waar af kom my lof? Wat motiveer my lof? Is dit skynheilige lof? Die Here veroordeel skynheilige lof. Weet jy wat is skynheilige lof? Die woord skynheilig beteken jy sit 'n masker op. You're an actor. Ek is 'n akteur want ek wil hê Nikkie moet dink ek is beter as wat ek is.
agter skynheilige lof lê 'n diep hoogmoed. Als wat ek doen, al is dit in my lewe, al is dit net hier in die kerk, doen ek met die idee dat ek hoop, ouma Elsie sien hoe goeie Christen is ek. Waarheen wys daai lof? Wie wil ons vergroot? Jesus veroordeel dit. Dis nie net veroordeel nie, dis bitter gevaarlik. Jesus praat in Matteus en hy dryf 'n demoon uit wat stom is, wat die kind stom maak of die man stom maak, en dan vertel hy 'n storie. En dan praat hy van die fariseërs. Hy sê pas op vir hulle. Dan sê hy want alles wat hulle doen. Daar staan dit Marshall vers 5. Doen hulle net om deur mense gesien te word. Dis bitter gevaarlik. Daai selfde skrif van en sê die wat hoogmoedig is word afgebring. Die wat onder is sal opgetel word. En dan sê hy toe hulle, woe to you Pharisees. Elende wag vir julle. Dis baie gevaarliker as ons dink, maar is baie meer prevalent, wat is dit, aanwesig in ons lewens as wat ons dink. En jy het dit dalk al gevoel in worship. Worship wat oor jouself gaan. Jy's nie gefokus op die Here nie, jy's bewus van almal hier om jou. Wat gaan iemand dink as ek nou die knie buig voor die Here? Men belyn dit met wie hy is in my lewe, belyn dit met my hele lewe, my aanbidding. Almal het al daai spanning gevoel. Die Here het ons nie oppervlakkig gered om oppervlakkig te aanbid nie. Die Here se redding gaan tot in die siel, dit gaan tot in die gees. Dis die heel mens wat hy red en die heel mens kan hom aanbid. Dis presies wat ons hier sien by Maria. Selfgesentreerde ingesteldheid versmoor sielsaanbidding. 'n Selfgesentreerde ingesteldheid versmoor aanbidding wat uit die siel kom. At best sal dit lippediens wees. Maria se prentjie is die ander kant. Ander kant as 'n fariseer. Jy kan nog een gaan, Marshall. Kyk na daai woorde. My siel loof die Here. My gees jubel oor God my verlosser, want hy het die nederigheid van sy diensmeisie. Dit skep iets van laag. My siel en die Here. Here beteken die koning van my lewe. Die Here, die een waaronder ek die knie buig en sê, Here, wat ook al U wil, dit sal ek. Dit was Maria se woorde vroeër in die hoofstuk. My verlosser. Maria sê, in ander woorde, ek het sonde. Ek is nie perfek nie. Beste vriende, Katolieke, daarom bid jy nie deur haar nie. Sy is 'n mens, sy herken dit, ek het 'n verlosser nodig. Ek is 'n mens soos jy. Sy weet sy is nie perfek nie. Sy weet sy het hulp nodig, sy weet sy het ontferming nodig. As ons opdaag in aanbidding en sê, ek het dit alles bymekaar, dit versmoor hierdie aanbidding. Dis uit hierdie nederigheid, en dan staan daar, want hy het die nederigheid van sy diensmeisie raak gesien. The lowly estate, die lae posisie, men ek het U nodig, die afhanklikheid. Is dit die postuur waarmee ons kom en sê, Here, ek wil U so aanbid. Here, ek het U so nodig, ek is so ver van perfek af. Here, ek het U ontferming nodig. Here, maar ek wil U aanbid. Ek wil dit wat U gedoen het groot maak. As iemand vol is van hulle self, as 'n mens vol is van self, sal dit sukkel gaan om oor te loop van lof aan God. Maar as mens leeg is van self, soos Maria, dan is dit makliker
om vol te word van God en oor te loop met lof aan God. En ek bevind in my eie lewe, daar's baie goed wat moet leeg kom in my lewe. Ek bevind dis amper 'n daaglikse postuur van Here, vat dit weg. Dit hoort nie hier nie. Ek is so jammer. Here, ek kan nie glo ek het dit weer gedoen. Here, vergewe my. Leegmaak van self. Johannes sê self, die doper. Ek moet minder word. Hy moet meer word. In vers 51, Marshall, staan daar, kragtige dade verrig hy met sy arm. Die denke van die hoogmoedige verwar hy. Wat? Net as jy hoogmoedig is, dan verwar hy jou denke. Dis crazy. Heersers ruk hy van hulle trone af. Die goed wat ons dink, is konings, die goed wat ons so aan vashou, die geld, die status, hy sal dit afruk van hy troon af. En geringes verhoog hy. Die hoogmoediges verwar hy. Waar het jy dit al gehoor? Is daar dalk in die Ou Testament 'n storie wat hiervan praat? Die toring van Babel? Hier's die woorde. Kom, laat ons vir ons 'n stad bou, sodat ons vir ons 'n naam kan maak. Selfaanbidding. Kom, laat ons 'n toring bou, dan kan ons aanbid. Sekuriteit, aanbidding. Waar vind jy jou sekuriteit in? As iets nou moet weggevat word, gaan ek baie sleg voel. Gaan ek kwesbaar voel, gaan ek verlore voel. Is dit jou werk? Is dit wat ook al? Enigiets anders as God? Jy gaan teleurgesteld staan. God verwar die hoogmoediges. Is dit nie die storie van baie mense se lewens vandag nie? Die wortel van hoogmoed. Het julle al gehoor van die Pride movement? Van julle lyk heel die mekaar. Maar hierdie hele gay, lesbian, queer, die alfabet, nou is julle by? Is dit nie ironies dat dit genoem word the Pride movement? Asof dit 'n virtue is, asof dit iets is wat ons moet najaag. Geen wonder ons sien die verwarring nie, want die mens word aanbid, kom laat ek vir my 'n naam maak. En is daar dalk, ons dink altyd aan dit, Pride, daar, maar wat van hier? Is daar goed hier binne wat moet neergelê word? Ek gaan dit anders vra. Wat se goed is daar in jou lewe waaraan jy vashou wat moet neergelê word sodat ons kan leeg word, sodat ware lof kan opgaan? Jesus veroordeel skynheiligheid. Jesus veroordeel hoogmoedigheid. Die storie van Maria, 'n diensmeisie, iemand wat in die wêreld se oë niks is nie. Kantnota. Het jy al gesien hoe die Here mense gebruik wat in mense se oë niks werd is nie? Die Dawids in die lewe, hoor jy nie, hier's al die seuns, hoor jy seker dis al jou seuns? Ja nee, daar's so 'n kort chokkertjie nog, maar nie worry oor hom nie. Koning van Israel. Maria se storie is dit. Maar die mens wat homself leegmaak, se lewe, as jy als vergeet, onthou dit, se lewe word die verhoog waarop God verhoog word. Die mens wat homself leegmaak, se lewe word die arena, word die verhoog waarop God verhoog word. Dis soos 'n beacon in hierdie donker wêreld. Dis soos Maria se lewe, soos Elisabeth, Sagaria, dis soos Simeon en Anna. Jesus
skep vir ons die beste voorbeeld van hierdie beginsel van die wat laag is, sal verhoog word. Sê gou vir jou buurman, die kruis kom voor die kroon. Daar kom vernedering voor verhoging. Ek het dit nie op die bord gesit nie, maar ek wil hê jy moet dit net hoor in jou siel, Filippense 2. Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Jy weet, hier kom iets groot as 'n vers so begin. Laat die gesindheid wat in Jesus was in ons is. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie. Men, ek is God. Moet ek doodgaan? Moet ek verneder? Hoeveel keer doen ons dit nie? Hierdie dinge, ek is hierdie groot besigheidsman. Ek is 'n gesiene dame in die dorp, man. Wil jy hê ek moet kom dien hier by die hosting of hospitality? Maar hy het homself daarvan leeg gemaak. Deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word, en toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verder verneder deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja, die dood aan 'n kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog. Die kruis kom voor die kroon. Jesus, Paulus sê, maar daai ingesteldheid moet in ons wees. Uitermate verhoog en aan hom die naam geskenk wat bo elke naam is. Soos ons lewens leeg maak van self, sal ons oorloop van lof. Waarvan is jou lewe vol? Want waarvan die hart van vol is, Maria, na alle raming, was 15, 16 jaar oud. Paas, moenie worry nie, dit was heeltemal 'n ander kultuur. 15, 16 jaar. En weet jy wat vir my so interessant, en ons sluit hiermee af, dat toe sy haar mond oopmaak, toe kom daar geure van die skrif uit. Woord, Bybel. Daar is 'n ander lied in die Ou Testament wat 'n ander vrou gesing het, wat ook haarself laag gemaak het. Haar naam was Hanna. En alhoewel, jy kan sommer net daarna kyk na die vergelykings, Maria nie dit verbatim sê nie. Men, daar's geure van daai lied daarso. Kan jy dit sien? Vat net hier sê, my heart exalts the Lord. I rejoice in thy salvation. Dis 1 Samuel 2. My soul magnifies the Lord. En so gaan dit aan. Maria, as 'n 15, 16-jarige dogtertjie, was vol van die skrif. Sy sou die stories van Hanna, Deborah, Abigail, Rut, sy sou dit gelove het. En sy sou dit nie net gehoor het nie, maar dit sou haar hart penetreer. Ek sien die afgelope week of 2, so, is dit TikTok, Anne? Ek het dit nie, maar soms kom daar TikTok goed by my Facebook op, en ek weet nie hoe werk dit nie. Maar daar's 'n ou, wat opreg is, maar opreg verkeerd is, wat sê, hoorie, ons moet stop om die Bybel so hoog te sien. Jesus het nooit gesê, ons moet sy boek lees nie. Pas op nou, ek sien nie mense wat dit like, hoor. Ek sien vir julle. Dis gemors. Hy is deur mekaar. Nee, die Bybel is maar basies deur 'n klomp politieke mense, politikuste, aan mekaar gesit, daai een. Ons moet dit nie so hoog ag nie. Ek sê, snert. Die mense like, share. Gemors. Hier's wat, wie ook al die Hebreërs skryf, gesê het. Want die woord van God
is lewend en kragtig. The word of God is living. Dis skerper as 'n tweesnydende swaard. Dit dring deur, die ander woord is dit penetrate. It penetrates between soul and spirit. Daar waar ons dit nodig het. Dis nie 'n boek nie. Dis lewend. En hierdie woord wat Maria gehoor het uit die Ou Testament, moes gepenetreer het. En as ons praat van die woord wat saad skiet in 'n hart, moet ons praat oor die kondisie van die hart. 'n hoogmoedige hart, dit sal nie groei nie. 'n nederige hart, 'n ontvanklike hart, dit sal groei en vrug dra. En by jou mond sal lof uitkom, want dis wat binne in my is. Waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. En ek sien dit in Maria se lewe. Hoe gaan dit met jou tyd in die woord? En ek praat nie net van hoor nie, ek praat van penetreer. Want uit dit kom daar vrug, soos vrede, vreugde, liefde. Man, en dis wat die mens nodig het. Het jy al gevoel, man, Maria, persoonlik, kan ek net disclaimer sê, as man het ek nog nie so gevoel nie. Miskien het vrouens so gevoel, Maria, jy is gelukkig, man, you lucky, the mother of God. Het voel vrouens soms so, ek weet nie, ek kyk soms aan die disciples, ek sê, Jesus, ouens, julle is lucky, julle kon lekker vis vang saam met Jesus, what a bargain. Maar daar is 'n vers, wat sê, Marshall, jy kan aangaan, hoorie, daar bars 'n vrou uit, terwyl Jesus preek, en sy sê, man, geseënd is die een wat jou gebaar het, die moeder, en jou gevoed het. En dan sê Jesus, maar nog meer bevoorreg is hulle, wat die woord van God hoor, en dit onderhou. Dit gaan my verstand te bowe, dat God sê, dat Jesus sê, man, jy dink, Maria is geseënd, gelukkig, die nasie sal haar gelukkig noem vir altyd. Hy sê, nog meer is die wat die woord hoor, en dit doen. Nog meer gelukkig geseënd is die wat die herder se stem hoor en volg. Nog meer geseënd as moeder van God is elke kind van God. Wow. What great news. En dis net die wat kinders van God is, wat kan loof en verheug soos Maria verheug het. Wat vrede en vreugde kan hê soos sy gehad het. Dis net die wat ontferming ontvang het, wat so kan verheug. Het jy dit? Het jy daai blydskap van die Here het my verlos? Miskien het jy dit, maar jy het dit verloor iewers. Miskien het die wêreld dit kom skud. Miskien het dit afgeval. Miskien het jy jou vrede verloor. Hy het jou gered, maar man, ek is nie meer waar ek was aan die brand soos aan die begin nie. En die Here wil dit kom herstel. Hierdie Kerstyd, hierdie lied van Maria, herinner ons, as jy jouself sal laag maak, sal hy jou weer optel. En dis waaroor ek wil bid. Kom ons sluit die oë. Here, U is groot, U is goed, U is getrou. U sien elkeen van ons se plekke waar ons is. Here, van ons sit hier en het ons vreugde verloor. Here, wanneer ons sing, is dit maar lippediens. Sal jy dit vanoggend kom herstel, as dit jy is, net jy en die Here. Dis jy en die Here, vra vir hom, herken en vra dat hy dit sal kom doen. En dan is daar almal van ons wat dinge moet neerlê. Ons moet leegmaak. Ons moet krone neerlê. Dinge waarin ons vashou. Waarin ons identiteit en sekuriteit vind. Dinge wat ons dag bepaal. Ons het nou gesing, ons lê ons krone neer. Ek dink ons moet dit doen. Wat is daar in jou lewe
waaraan jy vashou, wat die Here sê, man, maar dit is uiteindelik jou Here. Kan ek vir jou 'n storie vertel met jou oë toe? 10 jaar terug was ek vir 3 maande hoog depressief. Kon nie uit die bed kom nie. Hier's hoekom. Daar was dinge in my lewe wat Heres was, wat Lords was, maar dit was nie Jesus nie. En Jesus het gekom en dit van die troon afgeruk. En toe staan ek daar en sê, maar nou, wie is ek nou? Vir my was dit sport. Dit was fietsry, dit was tennis. En die Here vat dit weg in 'n oomblik. Highly depressed. Kon nie uit die bed kom nie. Nog gepraat van loof die Here. Wat is dit? Man, miskien is jy daar. Die Here wil jou joy restore. Want jy het nodig om 'n paar dinge neer te lê. So as jy hier sit vandag, man, en jy voel, man, dit is ek, en ek voel definitief depressed. Aan hierdie einde van die jaar, dis waar ek is. Wil jy nie net vir my kyk? Ek wil saam jou bid, en die kyk is nie die magic nie. Jesus doen sy werk, maar die kyk is ek wat sê, is jy wat sê, Here, ek gaan myself verlaag, want ek het nodig dat jy my verhoog. So as jy sit, maak seker ek sien jou, ek wil saam jou bid, dankie. Okay. Dankie. Ja. Yes. Thanks. Here, U sien hierdie. U sien die mismoedigheid, die donker wolke wat elke oggend in die harte hang, die wat op die rand is van ek kan nie meer nie, ek wil nie meer nie, ons weet nie eers meer hoe voel joy nie, moegheid, lus vir niks. Here, U sien dit. Maar terselfdertyd sê U lei U mense na groen weivelde, na strome van lewende water. Heilige Gees, sal U refresh. U het gesê, after repentance comes a time of refreshing. Here, ons spreek dit oor hierdie harte, ons spreek dit oor hierdie siele, mag U hierdie siele weer optel, sodat daar weer lof kan uitkom. Ons spreek genesing, ons spreek lewe. Ek wil jou nooi om saam met te staan, en dan sluit ons af met daai liedjie wat ons gesing het, van ek bring aan U aanbidding, maar ek wil ook my krone neerlê. En U is waardig daarvan. So kan ons 'n lig wees vir hierdie dorp in hierdie oomblik en dit aan die Here sing. Kom ons sluit so af. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, kan verheerlik. Ek stuur jou uit om lig en sout te gaan wees in hierdie donker wêreld. Amen.